Something changed. 2 dae na dit, kry ek 'n oproep van Courier Guy. Hulle sê vir my, hulle het vir my 'n pakkie. Ek sê nee, ek dink nie so nie. Die Eiberse kry nie pakkies nie. Die enigste ou wat vir ons ietsie aflewer is Jan. Dis die baljoe van die hof. Dan moet ons, want hulle het toen al die kar in die bakkie en die kombi en alles gevat. Ek sê nee, ek dink nie so nie. Hy sê nee, mevrou, dis rarig. Hier is jou naam. Ons het veel pakkie. Nou gaan ek en ek kry hulle in die dorp en hy gee vir my 'n sak. En ek maak die sak oop en binne in die sak is geel vellies. Wat vir my pas. Ek het gebreklike voetjies. Ek koop die skoene online nie. Hulle pas. Ek sê, okay, Here, ons kort nog 1 skrif. Ek dink, ek gedink, ja, Michelle, rarig. Maar iets het begin gebeur. En ek werk saam met Sean, ek noem hom Speckled Eggs, Sean. Want nou begin ek 3 uur in die môre skryf, né? Maar dit is baie cool. Dan kom ek by die werk en dan lees ek dit en dan sê ek so, ja, dit is cool. Dan bel ek vir Eugene en sê, het jy gesien wat het ek geskryf? Want ek kan dit nie onthou nie. Ek kan nie onthou wat ek skryf nie, want dit is nie ek wat skryf, dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees. So met die gevolg is, dan sê ek, wat jy gesien? En ons het 'n ou wat saam met my werk, Sean, ek noem hom Speckled Egg Sean, hulle pause te ding by ons waar hulle ontvoer die base van maatskappye. Pause soos die SPCA. So dan ontvoer hulle nou die baas van die maatskappy en dan betaal jy nou soos 'n ransom, né? En dan kan jy nou jou baas terugkry. Party ouens sit heeldag in 'n hok. Maar in elk geval. En Sean en hulle ontvoer vir Sean en Sean sit in die honderdok, maar nou gaan ek die oggend werk toe, nou Sean nog nie weg en nou sit ek by die werk en ek is soos very much ridiculously less vir Speckled Eggs, né? En maar nou het ek net my pap geëet want daar's net pap om te eet. Nou is ek so seer, né? Wil nie asseblief vir my net bietjie Speckled Eggs stuur nie. Is net soos, Here, die mieliepap en dankie en alles, maar ek is lus vir sweets, wat ons koop die sweets, ek koop 1 chocolate en deel hom in 5. So met die gevolg is ek sê, wil nie asseblief vir my bietjie Speckled Eggs stuur nie, want julle almal weet, Speckled Eggs kos dieselfde as 'n kar, né? Dis lekker nie. So met die gevolg is ons koop die Speckled Eggs nie. En Sean kom terug van sy dag by die SPCA in. En hy kom in die kantoor in en hy sit 'n sak Speckled Eggs op my lesenaar neer. En hy sê vir my, ons is vandag daar in die hondehok en toe kry ons 2 sakke Speckled Eggs en toe eet ek een en toe sê ek lus vir die ander en toe bring ek hom vir jou. Because that is who God is. 'n Nuwe kombi, wat ryk soos 'n nuwe kombi, met 'n kamera, is nie vir my issue nie. Want al die goud en al die silwer behoort aan my pa. En die beeste van 1000 dewels. Want ek ry nie vir my nie, ek ry vir hom. So hy gaan my ander kombi koop, maar in elk geval, né? Laat ek gou maak. En ons gaan en dis so rukkie daarna en ek begin skryf en dis regtig awesome. En die Here begin vir my sê ek moet verf. Ek sê nee, Here. U weet van almal, né? Het vir my gemaak. U weet ek kan nie verf nie. Ek het nog nooit geverf nie. Die Here sê moet verf. Ek sê ek kan nie verf nie. Die Here sê moet verf. Ek sê ek kan nie verf nie. Die Here sê moet verf. Ek sê en as ek verf, wat moet ek verf? Die Here sê tamboeryne. Ek sê wat? Goed. Tamboeryne. Ek sê nee. Here, hierdie kite gaan nie vlieg nie. Ek kan nie verf nie, ek het nie verf nie. Ek weet nie hoe om te verf nie. En wat weet ek in elk geval van tamboeryne? Nou gaan kyk ek hierdie tannies wat dans met die tamboeryne, né? Dis nie my postuur laat dit nie toe nie. Né? Want dit is rarig, soos ridiculous. Nee, dit gaan nie vir my werk nie. En die Here sê wie moet verf? Ek sê en as ek moet verf, vir wie moet ek verf? Waar? En die Here sê vir my, jy moet vir Madeleine verf. Ek sê nee, Here. Wie van julle is in worship, né? As daar een ding is wat mense in worship haat, is dit 'n tamboerijn. Ek het ook myne uithaal, toe wag ek eers en kyk vir music leader, of sy vir my kyk of ek hom mag uithaal. Hulle hou nie van tamboeryne nie, want hy raas, né?
né? Daar's plekke waar daar so groot bord is wat sê geen tamboeryne toegelaat nie. Ek sê nee, Here, want weet julle wie's Madeleine? Madeleine is Quintus se vrou. Weet jy wat doen Madeleine? Sy's head of worship. Weet jy wat haat Madeleine? Madeleine haat 'n tamboerijn. Ek sê nee, Here, ek dink Madeleine nou nie eens van my nie. So kom ons gaan stop so hierdie ene net. Dis maar hierdie gaan nie werk. Hierdie gaan verseker nie werk. Die Here sê moet verf. Ek sê ek kan nie verf nie. Die Here sê moet verf. Ek sê ek kan nie verf nie. Die Here sê jy moet verf. Ek sê kan nie. Hy sê moet verf. Ek sê ek het nie verf nie. Ek het nie 'n tamboerijn nie. Ek weet nie hoekom vra hy vir my hierdie goed as ek dit het nie. Die Here sê moet verf. Ek sê nou stuur vir my tamboerijn. En ek kom by, dis 'n Sondag en ons kom uit die kerk uit en ek is net soos die Here hou aan met hierdie tamboerijn storie en hy hou aan en ons kom uit die kerk uit en ek kry 'n boodskap van Speckled Egg Sean. En Speckled Egg Sean stuur vir my 'n foto van 'n tamboerijn en hy sê vir my, ons was die naweek met my pa en hy het 2 van hierdie. Toe dink ek bring vir jou een. En ek sê Here. Nou kom tamboerijn daar by my, né? Maar tamboerijn is nie soos die tamboerijne wat jy kan verf nie. Hy lyk nie so nie, hy's anders. Ek sê, I don't get it, Here, ek verstaan nie. Want die tamboerijn kom by my, maar hy lyk anders. Hy het 'n sintetiese sheath. Dis die drumhead, daai deel waarop ek verf, né? Dis 'n sintetiese ding. So hy kan nie opgeverf word nie. Nou sê ek sê, nee, Here. I don't get it. Hy stuur vir my tamboerijn en ek weet nie wat om met hom te maak nie en nou weet ek hierdie ding en ek kan nie met hom musiek nie, ek kan nie met hom musiek nie en ek kan nie dien en ek het hierdie lang redenasie en die Here sê vir my, ek het hom nie vir jou gegee vir musiek nie en nou sê ek sê, but why? I don't get it. Die Here sê ek het hom vir jou gegee sodat jy my naam kan roep. Ek sê, het jy al Jesus se naam probeer roep? Dis asof daar 'n blok sit hier, jy kan nie. Want die mense het vir jou geleer is disrespectful. Ons kan nie hande klap nie, dis disrespectful. Ons mag nie die Here se naam roep nie. Nou is in sy woord sê hy, fluister my naam en ek sal jou gee die begeertes van my hart nie. Ons dan roep my, call to me and I will give you the desires of your heart. Nee? En ons kan nie. Party van jou kinders skree lekkerder as ander, né? So Jonathan skree nie lekker nie, maar JC, né? Dis iets in die vokale en die konsonante. Hy skree net lekkerder. Ek kan nie. Die Here sê roep my Hebreëse naam. Sy Hebreëse naam is Yeshua HaMashiach. Ek is nie 'n voorstander van ouens wat vir jou sê jy moet dit noem of dit noem of dit noem nie, want weet jy wat, as ek in 'n vertrek staan en ek staan in hierdie hoek en my man staan in daai hoek en ek skree Bokka, gaan hy my hoor of dit sy naam is of nie, want hy ken my, hy weet ek is bang, hy weet ek soek hom en hy kom want hy het my lief. So laat niemand vir jou vertel jy gaan hel toe as jy sê Jesus nie. Want dis wat daar buite aan die gang is. So met die gevolg is, hy sê roep my, ek sê wat? En ek roep sy Hebreëse naam, Yeshua HaMashiach, wat sê Jesus my Messias, dis wat dit beteken, en my hemelse taal. Ek kan jou nie leer om dit te doen nie. Dis iets wat jy gaan leer by die Here. So as jy 'n tamboerijn kry, dan gaan leer hy by hom, hy sal jou leer. Maar hy gaan dit vir julle doen. Want hy probeer om my verduidelik dat it is not a music instrument. Het is nie 'n musiekinstrument nie. Luister. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Robo sienda rabasie, nanaye, nanaye. Robo sienda rabasie, nanaye, nanaye. Robo sienda rabasie.
Na na. It is a weapon. Dis 'n wapen. En hy's uitgehou uit worship uit because it's a weapon. And the enemy cannot stand it. Because it's a weapon. En ketTINGs val as ek sy naam roep. En bande breek as ek sy naam roep. En jy kan self vir my sê of daar iets in jou binnekant gebeur het. En dit was nie Michelle nie. En niks met Michelle te doen nie. En die Here begin my leer terwyl ek verf om dit te doen. Terwyl ek verf is daar profetiese woord in die verf. En iets gebeur in daai oomblik. Something happens. Something happens in this. Want jy sien, ons gaan op 'n plek moet kom waar ons voor die koning van die konings gaan staan. And this is about revival. Daar gaan 'n tyd kom wat ons voor die koning van die konings moet staan en rekenskap gee. En ek gaan die woord klaarmaak en dan die wat wil na die tyd bly, gaan ek die tamboeryne voordoen. Okay? Is dit reg met julle? Want anders gaan dit te lank vat. Want ek het gebring om te saai. Maar as dit nog nie tyd is vir jou vir 'n tamboerijn nie, gaan Here nie vir jou een gee nie. Hoekom nie? Want anders gaan hy op die kas lê. Because it's a choice. Want jy sien, die ding is met die tamboeryne, dis profetiese woord. Ek wil vir jou iets leer vandag. Hoor gou vir my. Profetiese woord. Hierdie. Dis profetiese woord. Luister vir my, mense hardloop na profeet en profeet en profeet. If the word does not come out of here, it is not prophecy. Hierdie, this is prophecy. As jy huis toe gaan en jy maak hom oop, is dit profesie. Ek het nie nodig om dit vir jou te gee nie. As ek vir jou sê, luister, die Here sê jy is op pad om te gaan trek en dit gaan gebeur, dis woorde van wysheid en insig en kennis. It is not prophecy. Prophecy is the word of God. Soos iemand vir jou sê, ek het vir jou profesie en dit kom jy uit sy woord uit, dan sê vir hom, nee, dankie. Hou jy jou woordjie. That's the thing. Because we get here, en ek gaan hom nou klaarmaak. Maar ons is hier vandag sodat jy iets kan sien en die Here kom stap met my 'n pad met Elia, nee, want hy het mos nou al lankal met my begin met julle en dis Elia, ek hoor Elia. En ek sê Here, I don't get it, die goeters kom nie vir my bymekaar nie. En die Here vat my deur die hele Elia se goeters, nê? Hy vat my deur Elia se goed. Ek sal, as jy die skrif wil hê, jy is welkom om by my kom kry. In 1 Konings 17. En die Here vat my deur Elia, nê? Revival in Hebrew means Shaya, C-H-A-A-H, to bring back to life, restore to consciousness, or restore to a previous position. Hoor gou hierso. Elia gaan deur goed. God sê vir Elia, kom, dis tyd. Gaan soontoe, it's the brook of Cherub. Gaan nou vir jou sê, Cherubith is sy naam, né? Daardie broek, die heel eerste opdrag wat die Here vir hom gee, is om daar te gaan, hier sê. Cherith. Daardie stroom Cherith. Weet jy wat beteken Cherith? It means cutting off of separation. Die Here vat hom weg. En hy sê vir hom, nou gaan jy soontoe, I'm separating you. I'm cutting you off. Ek gaan jou leer daar, ek gaan jou wys daar. Maar Here, hoekom is ek nog nie by die kerk betrokke nie? Hoekom wil hulle my nog nie gebruik nie? Want die Here is besig om jou op 'n plek van separation te kry waar hy jou kan gebruik. Here, hierdie seisoen nog nie verby nie. Ja, sit stil, sussie, en luister. Die Here is besig met jou. Nee? Hy vat hom soontoe.
Hy vat hom na die ding toe en hy sê vir hom, nou gaan sit jy en nou gaan ons daar en daar's plekke waar hy met hom gaan. It was first the calling, hy roep hom, hy sê vir hom, nou gaan jy na die spruit toe. By die spruit is hy 'n plek van separation, dan was daar cleansing en dan was daar 'n dressing part. Okay? Nou hoor gou hierso. It's beautiful. Dit is goed so bymekaar val. Hy roep vir Elia, hy sê vir hom gaan soontoe. Die volgende deel is daai deel van die water. Nou raak die water op, want Elia het vir Agab gesê, luister die ou, dit gaan nie reën tot ek sê dit reën nie. En Agab sê vir hom, ja, right. Ons is nou by jaar 3, alles droog op. So met die gevolg is, nou gaan hy na die weduwee toe, en die weduwee sê vir hom, okay, goed, weet jy wat, ek kan nie vir jou brood maak nie, want dis al wat ons het. En hy sê, maak vir my een. Sy praat van your God, het jy al gaan kyk? Sy sê vir Elia, sy praat van jou God. Sy praat nie van haar God nie, sy was nie 'n Israeliet nie. She didn't know God. En sy maak vir hom 'n broodjie met olie en wat, en hy eet saam met hulle. En nie lank daarna net is haar kind dood. Nee. En sy sê, wat het jy gedoen, Elia? Nou is my kind dood. En Elia gaan met hierdie kind. En waar gaan hy? He goes into the upper room. He goes into the upper room. Moenie dit mis nie. Jy is waar jy is vandag, want jy kom nie in die upper room nie. Jy het nie 'n intieme verhouding met die Here nie. Sit jou foon op 'n kant, sit jou boek op 'n kant, sit jou Bybel op 'n kant en gaan sit, net. Maak vir jou koffie en gaan sit. Los vir Tannie Joyce Meyer en vir oom Solly en al die dagstukkies en goed, net vir 'n rukkie en gaan sit. Jy ken nie sy stem nie, want jy bly nie stil nie. Go and sit. En jy gaan hom begin hoor. Because he wants to sit with you. Hy het jou gemaak om saam met jou te stap in die tuin. O nee, ons van 'n Merwes kan nie so stil sit nie. Ons is heeltemal te hastig van geaardheid. Die duiwel jok lekker vir jou, sussie. Die Here het nie vir jou hastig gemaak nie. Die Here het jou gemaak om saam met hom te stap in die koel van die nag in die tuin. Maar ons is hastig. Nee, dis te besig in die dag. Staan vroeër op. If he's worth that to you, wake up earlier. Ek moes hierdie realiteit face. Want ek het dit nie gedoen nie. Ons maak nie moeite vir die Here nie. Hy moet maar vat wat hy kry. Nee, maar hoor, saai trek. En toe gaan hy en hulle kom by die Baalprofete en hy verwoes 850 Baalprofete. Hy roep vuur uit die hemel uit. Side note, hoor gou hierso, as jy sit met 'n kind wat haarself sny, hoor gou vir my, of jy self sukkel daarmee, gaan breek die bloedverbond met Satan. Hoekom? Gaan lees in Koning 17. Die Baalprofete moes vuur uit die hemel uitroep, hulle het dit nie reg gekry nie. Hulle het gebid en gesmeek en gegil en wat, and then they cut themselves. Dis 'n Baal ritueel. They cut themselves as was their custom. As jy nie die bloedverbond met Satan gaan breek nie, gaan jou kind nie vrykom nie. You have to break that. Jy kan pastoor en dominee en alles gaan sien, breek die bloedverbond wat die vyand oor jou kind het. Jou bloed is kosbaar vir die koning. En as jy ergens jou vinger gesny het en jou buurman sin gedruk het en nou is jy bloedboeties, breek. In elk geval, maar hoor gou hierso. En Jezebel sê, jy het my profete doodgemaak, nou gaan ek jou doodmaak. And what happens? Hy gaan lê onder die bos. Hy was depressief, as jy gaan regtig lees. Moses, Dawid, Saul, Elia, was depressief. Baie, selfs Dawid. Ek weet.
En hy gaan dit net vir my doen, hy kan dit vir jou doen, ek sê asseblief nie op hulle los nie. Sien wat ek sê nie, ek sê net, I know, I've been there. Maar hoor gou hierso. En hy's in 'n toestand, en Jezebel wil hom op, en God sê vir hom, gaan eet, engel maak hom wakker 2 keer, en hy sê vir hom, eet, want jy gaan dit nodig kry. Eet, jy gaan dit nodig kry, hoe baie van ons kom op 'n plek waar ons nie eet nie, en dan dink ons is okay nie. Mense wat nie vleis eet nie, hoor gou vir my, vleis voed jou geestelike kant. Hoekom dink jy vyand is okay as jy vegetariër is? Because you cannot fight spiritually if you do not eat meat. Sidetrack. Hoor gou hierso. Nee, sê ek love teaching. Hoor gou hierso. En hy gaan lê by die Here, en Here sê vir hom, want die engel sê vir hom, daar gaan iets gebeur wat jy nie kan hanteer nie. Nog 'n leuen van Satan. Die Here gaan niks oor my pad stuur wat ek nie kan hanteer nie. Twak, gaan sê, dit sê jy vir my, waar staan dit in die Bybel? Dit staan nie daar nie. Daar staan, ek sal nie versoeking oor jou pad stuur nie. Maar hy stuur goed oor ons pad, wat ons nie kan hanteer nie, sodat ons op hom kan staatmaak. En dat hy ons kan dra. Maar hoor gou hierso. En hy gaan so toe, en hy staan voor hierdie grot, en dis die wind, en dis die earthquake, and it's the fire. En hy hoor nie vir God nie. En hier in die stilte kom God. En hy sê vir hom wie hy is. En hy sê vir hom, moenie bekommerd wees nie. Gaan lees dit in 1 Konings 18. Because I kept a remnant for myself. God sê, moenie bekommerd wees nie, jy is nie alleen nie, want hy het gedink hy is al een wat oor is. En God sê, Elia, ek is in beheer. En al dink jy is die enigste een wat oor is. Ek het 7000 gebere. The remnant. Waarvan 100 van hulle in die grotte weggesteek is deur Obadja. Maar hoor gou hier. Ek sê, Here, trek hierdie ding bymekaar, want ek verstaan nie, waar kom die bruid in nie. Ek verstaan nie, waar kom die bruid van Christus in Elia se storie in. Here, ek staan vir hierdie vrou en sê vir my, en Here sê vir my, gaan kyk, wat beteken remnant. Remnant. Daar's 3 verskillende soorte. Remnant beteken the remainder, the residue, deliverance of survivor. Hoor gou vir my, as jy hier sit, sissie, is jy 'n survivor. As jy hier sit, is jy deel van die remnant van God, en ek wil vandag vir jou sê, hy is nog steeds in beheer. He is still in control. Niks wat in jou lewe gebeur het, kan jou uit sy hand uitruk nie. Depressie, honger, armoede, nothing. You are the remnant of God. You are the bride of Christ. En op 'n stadium dan sê hy, nou moet my remnant opstaan. Ek is nie hier om nice goedjies vir jou te sê nie. Die Here sê vir my, wat se liedjie ek moet speel? Ek sê, Here, dis nie nice. Die Here sê, speel hom. Because it's time for activation. It's time to activate. It's time to activate the revival. Hy het julle geroep om hier te sit vandag, sodat jy kan activate the revival, want ons verduidelik wat is revival, en ons doen al hierdie goeders, but we don't get there. Daar is 'n serious activation vandag, elkeen van julle. I'm activating you to stand up. You are my remnant, you are my survivor, you are my deliverer. Dit maak nie saak of jou man porn kyk, dit maak nie saak of jy nie 'n kar het nie, dit maak nie saak of daar kos in die huis is nie. I called you and you have an authority. Hoor gou hier, die speedkop wat die trok aftrek, nee, hoekom trek hy hom af? Want hy het autoriteit. Hy sê, stop. En dan stop die trok. As die speedkop verkoue het, maar hy het nog steeds sy uniform aan, en hy lig sy hand op, wat gebeur? Die trok stop. Because the sickness and the illness doesn't take away the authority. But you gave away your authority. Why? Because you are tired. Want jy is moeg. Want jy doen iets wat jy nie moet doen nie. Jy is hoof van die huis, jy moet nie wees nie.
Maar die Here sê, ek wil jou autoriteit teruggee vandag, sodat jy kan opstaan in revival, so that you can become the remnant. I chose you to be, ek het julle gekies. Hierdie vlag wat ek hier voorgeswaai, die Here sê, vat jou vlag. Die vlag op daai ding is, you are a chosen generation, you are a royal priesthood. Die koning van die konings het jou geroep. Hy het gesê, dit stop by jou. As jy vandag jou hand opsteek, is dit klaar. It stops with you. It stops with you. Want dit waarmee jy nie gaan deel nie, gaan jou kinders mee moet deel. You are chosen. Maak nie saak van waar jy kom nie. Gaan julle vir my daai liedjie regkry asseblief? Ek wil vir julle 'n sang speel. En dan gaan ek gou hier klaarmaak, maar ek het 2 hande nodig. Luister na die woorde en ek bid dat daar iets in jou gees wakker word vandag. When shadows tried to claim my soul and silence wrapped me in the cold, you spoke a word that broke the night. A whisper turned the dark to light. Through the ash, through the storm, your voice reminds me who I'm for. Every chain begins to fall. Your love has conquered all. Said I'd never be free, but mercy found me where I lay, and grace has given strength today. Through the waiting, through the pain, you've been the fire that won't fade. I hear your spirit call my name. I'll never be the same. Rise, beloved, lift your eyes. Hope is here, the dawn will rise. Every tear you counted all. I am chosen, I won't fall. Beloved, lift your eyes. Hope is here, the dawn will rise. Every tear you counted all. I am chosen, I won't Not by might, not by my hand, but by spirit I will stand. Every shadow bows to you. Every promise will come true. Not by my hand, but by spirit I will stand. Every shadow bows to you. Every promise will come true. When I was lost, you called me found. When I was weak, you held me now. Your love rewrote my broken song and made me brave to carry on. Rise, beloved, lift
Dis jou keuse. You have a choice. You have a choice to walk out of here today and start a revival. Michelle, ek kan nie, dit hang nie van jou af nie. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. You have a choice. En as jy vandag besluit, I am done. Ek is klaar met die wêreld en sy goed, dan vra ek dat jy saam met my op jou voete sal staan en dan sê Here, hier's ek. Al is ek die enigste een in my dorp, maar vandag begin ek eers. Here, ek kom bring my arm en ek kom bring my swaar kry en ek kom bring my man wat nie die Here wil dien nie, maar vandag staan ek op my voete en ek besluit I am done with that which is holding me down. And you make a choice. What are you choosing today? What are you choosing? Do you want revival, God's Karoo woman? Do you want revival? Then you stand to your feet. Kan jy hom weer speel? Can you play it again? And then you stand to your feet and you say, here I am, Lord. Use me. Start with me. Here I am. Rise. Listen. Rise, my beloved. Die Here sê vandag vir jou, rise, my beloved, and start. I am behind you. Ek gaan na jou kyk. Ek gaan vir jou sorg. Luister en staan en sê, here I am. Claim my soul. Rabasoto robo shandarabasie. Nanakondrobo soto robo siendarabase. Hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die leerskare. Ek kom bring die dogters vanmôre vir u. Here, en hulle staan op en hulle sê, hier is ek, Here, gebruik my. Use me, Father. Cleanse me of everything that is not of you. Dit wat u hart breek met my hart breek. Here, hier is ek. Here I am. Kom, as jy sukkel om deur te breek vandag, kom, laat ons vir jou bid. But make a choice. As jy wil vorentoe kom, kom, ons bid saam met jou vandag. Die koning van die konings is hier vandag, sy gees het opgedaag vir jou vanmôre. Die naweek gaan oor jou. Take it. As jy terug gaan, he will equip you. Hy sal vir jou voorsien. Hy sal vir jou deurbraak stuur. As jy by hom gaan sit, gaan hy jou antwoord. As jy met hom gaan praat, gaan hy jou hoor en jy gaan instap waar jy vandaan kom en die mense gaan sê, jy is anders. Dan gaan jy sê, die koning van die konings leef en ek het opgestaan en ek sê, vandag is die laaste dag wat ek sukkel. It is the last day. Ek kies die koning van die konings vandag, vir altyd. He will heal me. He will provide for me. He will touch me. I choose to come and stand before the King of Kings. And he will change your life because he has changed mine. Hy is nie 'n aannemer van mens nie. Every tear you've counted on, I am chosen, I won't fall. You are God above all. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords, and there is no God like you. Come and take revival. Kom vat revival vir jou vandag. And be the change that this town needs. Be the change that this city needs. But the only way is if you empty you of you.
koning van die konings kom en hy kom raak aan. If you need someone to pray with you, we will come. Was lost, you called me found. When I was weak, Yes. you held Yes, me call on now. his name. Your Call on the love name. rewrote my The name above all broken names. song and made me brave to care. Nanabasotorobosha nderebe sotorobosha. Sotorobosha. Come, Holy Spirit. Hope is here, the dawn will rise. Come, Holy Spirit, and come change every life. Every life for your glory, for your glory, for your glory, my King. Die hakke van die hel bewe as jy opstaan in jou autoriteit. Stand in your authority and change where you are at. Lift your eyes. Lift your Nanabasotorobosha. I want to call his name out. Ek wil die naam van die Here oor julle roep vandag. En dan kan ons musiek speel en bedien, maar ek wil die naam van die Here oor julle roep vandag, die naam van die koning van die konings, die Here van die leerskare, Yeshua HaMashiach, die enigste lewende waaragtige God. Ek wil hom oor jou naam roep, oor jou huis, oor jou huwelik, oor jou mense, jou finansies, jou kind wat nie die Here kan dien nie. Ek wil sy naam roep dat die kettinge kan val, sodat jy kan opstaan in dit waarvoor hy jou geroep het voor die grondlegging van die aarde. He called you by name. And he said, come, I want to give you my gifts. I want to change your life. I want to call his name. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Robosi and Rabasi Nanaye Nanaye. Robosi and Rabasi Nanaye Nanaye. Robosi and Rabasi Nana. Rabasiondo roboso to robosho. Ek verklaar oor jou lewe. Ek verklaar dat jou ingange en jou uitgange bewaar sal wees. Ek verklaar dat jou bakmandjie en jou skottel vol sal wees. Ek verklaar oor jou goedheid en guns, maar meeste van alles verklaar ek dat jy die hartklop van die Vader sal hoor, dat jy die gees van God sal ervaar, maak nie saak waar jy gaan nie. Ek bid dat daar waar jy trap, sal dit uitvloei na almal toe, en hulle sal weet dat hulle weet, that Jesus has walked into this office. I pray that you will stand in your authority as mother and wife, but most of all as child of God. Elke ketting gebreek in Jesus naam. Elke vloek gebreek in Jesus naam oor jou gespreek. Elke ketting, elke vloek, elke negatiewe woord in die naam van Jesus, kom maak vol met die gees van God, Papa. Maak hulle vol, dat hulle vol word van wie hy is. That they will hear the water, Father. Let them hear the water tonight. Dankie my koning. Will you please pray for us and then we can play for us and then we can play. Ek sal by die tamboerijn uitkom, maar for now, come, let us pray with you. Come. Nana basonder robosha.